So, hierdie kwessie is vir hulle duidelik baie belangrik. Hierdie kwessie is vir hulle baie belangrik. Suid-Afrika is hoog op die lys. Suid-Afrika is ontsettend sigbaar in die huidige administrasie. En toe ons van die FSA teruggekom het met sekere voorwaardes, het hulle ons nie ernstig opgeneem nie. Nou weet hulle hoe ernstig het is. Nou, hier is 'n groot botsing op pad. ANC wat nie wil bes gee nie, en die FSA wat ook nie gaan bes gee nie. Is 'n interessante tyd wat voor lê. Mens kan nou net bespiegel hoe hierdie ding gaan uitspeel. Die FSA se handelsverteenwoordiger het aangekondig dat verskeie lande, insluitend Suid-Afrika, ondersoek word vir beweerde dwangarbeid en diskriminerende praktyke. Die ondersoek, ingevolge artikel 301 van die FSA se handelswet, kan daartoe lei dat alle handel met Suid-Afrika opgeskort word, indien bewyse van die beweerde wandade gevind word. Gerard Papenfoes, uitvoerende hoof van die Nasionale Werkgewersvereniging, sluit by ons aan. Goeiemôre Gerard. Wat is julle indrukke van die FSA se aankondiging? Wel, hulle hoef nie ver te soek nie, dit is ooglopend wat hier aan is. Daar is die twee dinge, dit is die swart ekonomiese bemagtiging, wat van jou vra dat 'n besigheid meerderheid swart aandelehouding oorbeskik, om in aanmerking te kom vir handeldryf met die staat, besigheid doen met die staat, en uit die aard van die saak dan met ander besigheid wat aan hierdie maatreëls wil voldoen. En dan is daar die wet op gelyke diensneming wat besigheid verplig om personeel op rasgrondslag aan te stel. Hulle gaan nie baie ver hoef te soek nie, dis ooglopend. Dit is soos daar is dit. Die wetgewing is daar. Ons oortree dit. Dis so eenvoudig soos dit. Dit is duidelik. So, hier is dit nou. Gerard, goed, ons is nou by die FSA wat gesê het, ons gaan ondersoek instel. Dwangarbeid en diskriminerende praktyke. Ja. Soos jy gesê het, jy is van mening, hier is genoeg vir die FSA om 'n saak te motiveer teen Suid-Afrika. Wat gaan die impak wees daarop, op Suid-Afrika, indien die FSA besluit dat hulle handel met Suid-Afrika gaan opskort? Het ons die rand en sent, het ons daardie bedrag, Gerard, wat dit ons gaan kos? Ek het nie rand en sent nie, maar die feit is, Amerika is ons tweede grootste handelsvernoot. En dit is die tweede handelsvernoot, maar dis ook die maklikste handelsvernoot. Handel met Amerika is maklik. Handel met China is baie meer gecompliseerd. Dit het enorme implikasies vir besigheid. Nou, hier is die groot probleem, die baie groot maatskappye wat swart bemagtig is, hulle gaan gepenaliseer word in terme hiervan. En groot maatskappye het nie swart bemagtig omdat hulle wou nie, hulle was soort van gedwing, en groot besigheid in Suid-Afrika het met die regering saamgespeel en hulle het baie geld gemaak uit hierdie skema uit. Want jy hardloop die oomblik as jy dit doen, hardloop jy in die binnebaan in terme van handel met die regering. Maar die Amerikaners neem eksepsie. So, jy weet, ek is op die lughawe, ek kom nou net na 'n seminar toe waar ons besigheid help met die krisis rondom swart ekonomiese bemagtiging, om vir hulle weet te vind om by hierdie ding verby te kom. Want dit is vir baie besighede eksistensiële krisis. So, dit is baie kompleks, want besigheid gaan sê, ja, maar ons is hier in hierdie ding ingedwing. Die regering gaan sê, wel, dan moet jy jou uit hierdie ding uitkry, en dit gaan 'n lang gesprek wees, want dit is gecompliseerd, dat ek het so stel. Besigheid sou nooit dit gedoen het, as hulle dit nie hoef te gedoen het nie. Het is ook verkeerd te sê, hulle hoef te gedoen. Ons hoef niks te doen in die lewe nie. Jy kan besluit wat jy wil doen. Maar dan moet jy die konsekwensies vat. As jy sê, ek gaan nie jy doen nie, dan sê ek verstaan dit. Ek is 100% daartegen gekant, wat die dilemma wat besigheid in die gesig staar, wat nou daaraan voldoen is, maar as ek dit nie gedoen het nie, dan het ek nie meer bestaan nie. So dit is gecompliseerd, maar die feit is, dit is die vraag waar die FSA hulle nou hier gaan kry. Dit is ooglopend, dit gebeur. Jy gaan nie gesoek word na antwoorde nie. Die antwoorde is op ons wetboek. In baie lande gaan hulle soek of daar maatreëls is. By ons is dit so groot soos Kaapstad. Daar staan dit. Dit is daar, dit is op die wet, dit word uitgevoer, en nou sal hulle moet verduidelik, en maatskappye gaan besluite moet maak. So, hier lê 'n baie interessante tyd voor, maar ek is dankbaar dat dit gebeur. Hierdie ding is om so teen 'n bevolking te diskrimineer op ras. Nadat ons uit 'n rassestryd getree het,
bevind ons nou midde in 'n massiewe rassestryd, waar die meerderheid op drakoniese wyse teen die minderheid diskrimineer. Kan jy jouself indink in 'n situasie waar 'n persoon, 'n individu, word uit sy werksplek uitgedryf omdat in terme van quotas daar nie meer vir hom plek is nie. Maar wanneer hy nou uit in besigheid uitgestoot word, nou begin hy sy eie besigheid en nou kom hy loop hy hom vas teen sy tweede struikelblok, en dit is, as jy wil suksesvol wees, as jy moet staat of groot besigheid doen, dan moet jy 'n minderheidsaandeel in jou eie besigheid beskik. En hierdie nuwe 100 biljoen rand swart ekonomiese bemagtigingsfonds vra in werklikheid 100% swart aandeelhouding. So dit maak in werklikheid dit onmoontlik om in besigheid suksesvol te wees, teoreties. Dit is erge diskriminasie en dit kom neer op ekonomiese eksterminasie. Dit is enorm. Nou die FSA bring hierdie ding nou in die lig. Dit wil voorkom, Gerard, asof die ANC nie gaan besgee met hulle beleid nie, en die FSA het hulle ook sterk uitgespreek daarteen. Ons weet ook onlangs die debakel met die Amerikaanse ambassadeur, Leo Brent-Bozell. Ja. Watter sektore gaan onmiddellik en eerste geraak word indien die FSA besluit dat hulle wel Suid-Afrika gaan straf? Ek weet nie hoe die ding gaan uitspeel. Gaan hulle ons straf met tariewe? Gaan hulle totale verbod plaas op besigheid met ons? Gaan hulle belegging in Suid-Afrika beperk? Gaan hulle besigheid in Suid-Afrika beperk? Hoe hulle gaan reageer, die tyd sal leer. En weet, 'n land kyk ook na sy eie belange. Nou, die FSA gaan sekerlik kyk, hulle wil nie ons straf op in areas wat hulle gaan te nakom nie. So, hierdie kwessie is vir hulle duidelik baie belangrik. Suid-Afrika is hoog op die lys. Suid-Afrika is ontsettend sigbaar in die huidige administrasie. En toe ons van die FSA teruggekom het met sekere voorwaardes, het hulle ons nie ernstig opgeneem nie. Nou weet hulle hoe ernstig dit is. Nou, hier is 'n groot botsing op pad. ANC wat nie wil besgee nie, en die FSA wat ook nie gaan besgee nie. Is 'n interessante tyd wat voorlê. Mens kan nou net bespiegel hoe hierdie ding gaan uitspeel. Dankie Gerard. Dit is Gerard Papenfoes, uitvoerende hoof van die Nasionale Werkgewersvereniging.